Ons lees die oordenking vir 30 November uit Die Here is my herder, met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif by vanoggend se gedeelte is 'n nuwe toekoms. Ons teksvers kom uit Jesaja 11 vers 1 en 2 en daar staan: 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaïe. 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus. Die gees wat wysheid en insig gee. Die gees wat raad en sterkte gee. Die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Indien Dawid volledig sou kon begryp dat die belofte, ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan, vooruitwys na Christus wat uit sy nageslag sou kom, sou sy blydskap des te groter gewees het. En as hy kon weet dat die koms van die Messias verder beteken dat sy koningskap tot in ewigheid sal voortbestaan, sou hy elke teleurstelling en elke vervolging en doodsdreigement, elke vernedering wat hy moes verduur, met nog groter lydsaamheid en ontzag vir God se alvermoë verdra het. In Jesaja 10 beskryf die profeet hoe die Here die digte Libanonbos afkap. Juda is nou 'n dooie stomp, maar God laat 'n wonderwerk plaasvind. Uit die dooie stomp van Isaïe laat hy 'n takkie uitspruit wat weer vrugte dra. Isaïe was die pa van Dawid, die grootste van al Israel se konings. Nou laat God 'n tweede Dawid verrys, Christus, die seun van Dawid, die volmaakte in alle opsigte. Die rede vir Christus se volmaakte koningskap sien ons in die gedeelte hierbo. Die gees van die Here het op hom gerus. Die gees het hom bekleed met wysheid en insig, met raad en sterkte, met eerbied vir God. Daarmee het hy al Juda se wanhoop in 'n nuwe toekoms met nuwe moontlikhede omskep. Here Jesus, dankie dat U ook vir ons 'n nuwe toekoms gee. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.